Gerry Ferreira, wat buite Oudtshoorn boer, glo die uitvoer van uitnemende genetika is 'n manier om Suid-Afrika se top teelmateriaal met boere wêreldwyd te deel, wat ook 'n manier is om armoede en honger te verlig deur kuddes by hulle uitvoerbestemmings te verbeter. Om lewende hawe na soveel lande uit te voer is 'n opwindende, maar uitdagende taak. Gerry, waar ons nou staan, dis nou die kwarantyne-area. Nee, so wat behels hierdie area? Wat gebeur presies hierso? Dis maar waar die diere in afsondering staan, om dit nou so te noem, en waar die veearts hulle toetse kan kom doen, bloed te trek, inspeksies te doen, vir die staatsveearts om uiteindelik die dokumente te kan afteken, moet ons aan elke deel van die protokol hier voldoen. So dan kom die goed hier, ons het 3 kwarantynestasies hier, waar ons diere kan insit. As daar nou nie diere in kwarantyne is nie, dan kan ons nou doen wat ons vandag hier doen. Die diere wat ons nou gaan sien, die oeye wat hier agter ons staan, is almal van ons skouoeye wat toevallig hier naby was, wat ek sommer vir jou wil wys. Onder andere is die Oos-Kaap grootkampioen en die Wes-Kaap grootkampioen ooi is hier tussen hulle. So ja, hulle sal nie kom onnodig knibbel en krap en byt en goedjies. Nee, as jy nie moeilikheid soek, as jy mooi gedra, sal hulle ook gedra. Ek probeer. Ja, die bok is intelligent. Ja. So Johnny, solank jy jou gedra, is jy okay. Maar ek kan niks beloof as jy nie gedra nie. Wie sê ouens wat by jou koop? Ons voer meeste van ons aandeel uit. Ons het ook binnelandse kliënte uit die aard van die saak. Miskien moet ek net dit so effens terugvat met jou toestemming. Jy weet, ons het op 'n punt gekom, eintlik reg van die begin af, ook gesê, ons boer met die diere semi-intensief. Maar omdat ons semi-intensief boer, is ons insette uit die aard van die saak baie hoër as wat jy gaan in 'n hele ekstensiewe boerdery het. So wat vir ons belangrik is dat ons met 'n premie kry vir hierdie diere. Ons kan nie byvoorbeeld wins maak as ons net vir die vleismark teel in Suid-Afrika en waar ons tussen 40 en 60 rand 'n kilogram lewendige gewig moet aanvaar nie. Daar's nie vir ons wins daarin nie. So ons het reg van die begin af vir mekaar gesê, ek en Okkie, dat ons gaan hierdie diere in die buiteland bemark, soos ons die volstruise bemark het. Ek het toe Okkie op die plaas gekom, het al vir baie jare boerbokke uitgevoer, maar ons het baie meer daarop begin konsentreer. So ook die dorperskape en die Kalahari Reds en die Savannas, maar dan meer spesifiek die boerbokke. En nou kry ons vir diere in die buiteland, word ons uit die aard van die saak vir dollars betaal. Ek dink te veel Suid-Afrikaanse boere het prysnemers geraak. En ons het net op 'n punt gekom waar ons gesê het, ons kan nie elke week hoor wat die vleispryse volgende week is nie. Ons het geen insette nie, en dit werk nie vir my nie. Met die uitvoer van hierdie diere kan ons 'n prys maak en ons kan onderhandel oor die prys. Ons is bereid om met die buitelanders te onderhandel oor die prys, maar ons het 'n reserveprys wat ons kan vir hierdie diere aanvaar. En ons kan besluit wat die reserveprys is, nie die mark noodwendig nie. So ons kan ten minste insette lewer. Wat is jy nou eintlik? As ek so na jou luister, is jy nou 'n boer, is jy 'n sakeman, is jy 'n agent? Wat is jy nou eintlik? En wanneer boer jy as jy boer? My liefde is in die boerdery. Maar om dit in ons geval te help werk, of te maak werk, is dit belangrik dat ek byvoorbeeld 'n bemarker moet wees, wat ook nie normaalweg beter is as ek. Hy is 'n bemarker. En dan natuurlik is dit ook belangrik dat 'n ou besigheidsman moet wees. Ek dink in die landbou huidiglik is meeste boere besigheidsmense. Dis belangrik dat jy jou produk moet kan bemark. En dit is hoogs belangrik dat jy jou somme moet kan maak. Jy weet, ons is eintlik almal maar in besigheid. En ons is ook in besigheid om wins te maak in die aard van die saak. Ons kan nie 'n volhoubare boerdery op ons eenheid waarop ons is in hierdie droë area, kan ons nie volhoubaar al die monde kos gee wat hier kos gegee word as ons hier so gediversifiseer is. Volgens Gerry Ferreira, wat met sy familiebesigheid Karoo Livestock Exports genetika in die buiteland verkoop, is daar groot voordele reg deur die waardeketting vir stoetboere wat hierdie diere teel. Almal, van werkers tot logistieke maatskappye en hulle diensverskaffers baat daarby. Hoe bemark, jy praat van bemarking, want die ouens in die buiteland, is dit maar alles aanlyn, kom die ouens hier na toe en kyk fisies na die diere en sê, nee, ek gaan hulle vat. Hoe werk daai storie? Beide. Baie van, ons het agente in die buiteland in baie lande,
byvoorbeeld ons agent in Thailand gaan ek nou weer volgende week sien. Hy koop 26 jaar al by ons diere. So hy kom nie meer altyd kyk nie, maar hy was verskeie kere hier. Hy het ook al sy veeartse verskeie kere hier gehad. Hy self ook 'n veearts. Maar almal is welkom. Elke koper is welkom ons te kom besoek. En feitelik elke tweede week het ons kopers wat kom om fisies hulle diere self te kom uitsoek. Maar wat dit ook vir ons redelik gemaklik maak en wat eintlik dit vir die kopers baie meer gemaklik maak. Ons moet 'n minimum diere hê om 'n krat vol te maak. Afhangende van die grootte is dit enigiets tussen gewoonlik 30 en 50 diere om 'n krat in die vliegtuig vol te maak. En die belangrike ding is dat ons kan vir die kopers die geleentheid gee om enige getal diere te vat. Want ons het agente wat die vragte vol maak, hulle fasiliteer hierdie besendings en maak die kratte vol en ons laai, ek dink in die vorige besending, daar's nou 2 kratte diere Sondag weg. Ek dink daar was waarskynlik naaste by 15 kopers vir die 2 kratte diere. Ja. So my agent aan die ander kant ontvang die diere en hy deel dan die ouens se diere uit. Ons sit 'n naamtag aan die dier met die man se naam op, so daar kan geen misverstande wees nie. Ja. En dit werk vir ons, ja. En dit het ook nooit gebeur met jou, Gerrie, dat 'n ou sê, ek stel nie meer belang in hierdie bokke, ek stuur hom terug. Nog nooit met jou gebeur nie. Nee, daar het al bokke aan die ander kant aangekom, jy weet wat die ou so min weet dat hy nooit die was nie, want sê maar hy het gedink hy koop 'n Savannah, nou kry hy 'n boerbok. Wow. Maar dan het hy eintlik maar nog net 'n Savannah gekry. Verstaan jy, die feit van die saak is ons waarborg gehou dat dit wat jy voorbetaal is dit wat jy sal kry. So hy kan verskillende kwaliteit diere bestel in verskillende ouderdomme ensovoorts en dragtige diere en nie dragtige diere maar hy gaan kry waarvoor hy betaal. Maar dan moet hy ten minste weet wat ras hy wil hê. Jy weet as hy vir ons vra vir 'n Savannah sal hy 'n Savannah kry, dis verseker. En hy sal die regte Savannah kry. Maar as dit het nog nooit gebeur dat 'n ou sê nee, ek wil nie die dier hê nie. Elke dier wat ons uitvoer was tot nou toe deur 2 inspekteurs, onafhanklike inspekteurs van die vereniging gesien. Of dit nou skaap of bok of bees of whatever, van elke vereniging 2 inspekteurs. Nou is dit verander in die bokbedryf kan 1 onafhanklike inspekteur die bok inspekteer om te sien dat hy aan die rasstandaarde voldoen. En dis bitter belangrik want ons kan net 'n uitvoerpermit kry van veeverbetering as ons diere aan die rasstandaarde voldoen. Ons voer nie slagdiere uit nie. Ons voer net hoë genetika diere uit. Maar dit is belangrik dat die diere aan die rasstandaarde voldoen en dat dit moet goed gekeer word deur die vereniging. Is daar lande wat jy glad nie uitvoer na toe nie? Daar's geen lande waarna Suid-Afrika nie wil uitvoer nie, dat ek dit so stel. Of ons is heeltemal oop in hierdie land om na enige land te stuur. Maak nou nie saak as ek nou 'n eenvoudige voorbeeld moet noem of dit nou Rusland of Oekraïne is, ons kan oral uitstuur. Maar die probleem is ons kan aan baie lande se protokols nie voldoen nie. Ons gesondheidsstandaarde is net nie is net nie so dat ons in die vereistes van byvoorbeeld Wes-Europa, Noord-Amerika, meeste lande in Suid-Amerika, Australië en Nieu-Seeland kan ons glad nie nou uitvoer nie. Om jou 'n eenvoudige voorbeeld te noem, Johnny, as op die protokol van die land van invoer staan dat die land van herkoms moet skoon wees van back and closure. Dis ons gesnoeker. Die land is nie skoon van back and closure nie. Die Weskaap is. Die Weskaap waarin ons is, was nou nog nooit 'n uitbraak van back and closure gediagnoseer of gerapporteer nie. Maar in die Noord-Kaap is ook skoon. En ek moet dit ook maar ook sommer terselfdertyd noem, jy weet dat in die Weskaap werk ons veeartsenydienste nog. Ons het uitstekende staatsveeartsenydienste in die Weskaap. En ons word gereeld besoek. Jy weet in ander provinsies is dit nie altyd die geval nie, inteendeel. En daar is al lande wat net permitte uitreik vir die invoer van die Weskaap en wat nou vir ek en jy soos klokkies in ons ore is want ons is ons Weskaapenaars. Verstaan jy? Woord opleiding genoem, maar ek verstaan julle bied ook kursusse aan, vertel my daarvan. Ja, jy weet Johnny, dis baie belangrik dis nou gaan meer maar oor die
jy weet oor die diere wat ons uitvoer, nie net vir die diere wat ons uitvoer nie, ook baie Suid-Afrikaners doen die kursusse. Ek is 'n amptelike beoordelaar en inspekteur van die Boer-Bok Teelersgenootskap. So ek bied 'n offisiële kursus aan of 'n amptelike kursus waar jy weet ouens dan 'n sertifikaat kry indien hy die kursus sou slaag. En ons het verlede jaar meer as 80 buitelanders opgelei, net buitelanders, en ons het in April weer hier op die plaas 'n junior kursus waar ons die ou alles leer. Ons noem dit die A tot Z van boerbokboerdery. Jy weet, maar dit gaan meer spesifiek oor die rasstandaarde en vir die buitelanders om kwaliteit te kan raak sien, om uiteindelik hulle eie diere te kan uithaal in klas, jy weet, en hulle eie diere te kan gradeer. Vir ons is dit baie belangrik dat die genetika wat ons uitvoer nie net aan die ander kant verlore gaan nie. Jy weet, dit sou 'n kwade dag wees as dit net vir kruisdeling gebruik word. Dit is vir ons belangrik dat die buitelanders hulle eie veestapel se kwaliteit opbou. So ons kan 'n baie groot bydrae lewer en ons belewer 'n baie groot bydrae om meer vleis op die borde in die buiteland te sit. Ek dink in ons geval is dit ook belangrik dat baie van ons rasse groei vinnig. Jy kan op 'n baie jong ouderdom slag en al reeds 'n redelike goeie karkas hê. In vergelyking met diere, die inheemse diere in Afrika lande en in meeste van die Europese lande en ook in die ooste en die Midde-Ooste. Dis eintlik maar die markte wat ons op die oomblik. Na afloop